Salams and welcome. Thank you for joining me in episode number 434 of the Afrikaans translation of the Holy Quran. Ons is nou besig met die Heilige Quran en die Heilige Quran is by Imam M.A. Baker. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. In the name of Allah, most gracious, most merciful, in die naam van Allah, die barmhartige, die genadige. 434, hoofstuk nummer 40, die gelovige, the believer, Surah 40, Surah Ghafir, afdeling 4 van hoofstuk nummer 40 en episode nummer 434. 'n gelowige onder Farao se volk. En 'n gelowige man onder Farao se volk, wat sy geloof in die geheim beoefen het gesê, wil julle 'n man doodmaak, omdat hy sê, my Heer is Allah. Nou hierdie selfde ding het hulle ook aan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam gesê. Toe het hy net gesê, la ilaha illallah, my Heer is Allah, dan wil hy hom doodmaak. Now it's a friend Abu Bakr Siddiq, he came to his help one time and he told those disbelievers, the polytheists, do you want to kill someone who simply says, my Lord is Allah? Right? And so this is also being repeated in the time of Pharaoh and in the time of Moses, right? Wil julle 'n man doodmaak omdat hy sê, my Heer is Allah? En terwyl hy inderdaad duidelike bewyse van julle Heer gebring het, en as hy 'n leienaar is, dan rus sy leuen op hom. Maar as hy opreg is, sal daar iets oor julle kom, waaromtrent julle tot dusver slegs bedrieg is. Voorwaar, Allah lei nie hom wat oortree en leuens versprei nie. O my volk, aan julle behoort die koninkryk van hierdie wêreld, terwyl julle die meesters in die land is. Maar wie sal ons teen die straf van Allah help, wanneer dit oor ons kom? Farao het gesê, ek toon julle net wat ek sien, en ek lei julle slegs na die regte weg. Maar die gelowige het gesê, o my volk, ek vrees dat dieselfde met julle sal gebeur, as wat met die bondgenote gebeur het, soos dan ook die geval was met die volk van Noah, en Aad, en Tamud, en diegene voor hulle. En Allah begeer geen onreg vir sy dienaars nie. En, o my volk, ek vrees om julle ontwil die dag van uitroeping, die dag wanneer julle sal terugval, dan sal julle niemand hê om julle te red nie. En hy, vir wie Allah laat dwaal het, sal geen leier hê nie. Voorvan het Josef ook met duidelike bewyse na julle gekom, maar julle twyfel altyd aan wat hy vir julle gebring het. Maar toe hy gesterf het, het julle gesê, Allah sal na hom geen boodskapper weer stuur nie, want so laat Allah almal wat twyfel en buitensporig handel, in dwaling bly. Diegene wat verskil oor Allah se tekens, sonder dat hulle enige gesag daaromtrent ontvang het, dit word grootliks deur Allah en deur die gelowiges gehaat. Maar so verseël Allah elke arrogante en trotse hart. En Farao het gesê, o Haman, bou vir my 'n toring, sodat ek die toegangswee kan bereik. Die toegangswee na die hemele, sodat ek die God van Moses kan bereik, ofskoon ek seker weet dat hy 'n leienaar is. So is Farao se bose daad toe vir hom skoonskynend gemaak, en hy is van die regte weg afgelei. Maar die komplot
van vrouwen het slechts een misselijke geëindigd. Join me in the next episode, which is afdeling number 5 van hoofdstuk nummer 40. Alhamdulillah Rabbil Alameen.